doen net gou 'n recap van die Joodse staat se situasie in hierdie war of choice, hulle die oorlog begin teen Iran. Nou ja, dis 28 Maart 2026. So die oorlog is op pad na sy tweede maand toe. En dit lyk glad nie goed vir die Joodse staat nie. Die inligting het uitgekom, the Israel Defense Forces Chief of Staff has warned the military is going to collapse in on itself unless the country forces more people to enlist. Ja, nou sy naam is Eyal Zamir, made the claim during a cabinet security meeting, Israel's Channel 13 reported on Thursday. Right now, the IDF needs a conscription law, a reserve duty law, and a law to exempt mandatory service. Now, saying. The channel quoted him as saying, before long, the IDF will not be ready for its routine missions and the reserve system will not last. Israel has compulsory military service for the majority of citizens, but Haredi or the ultra-orthodox Jews are among those who are exempt. 'n Draft, dis nou daai ou met die wiekies, met die krulletjies, lyk of hulle vlegseltjies dra. Jews are among those who are exempt. A draft bill aimed at ending this exemption has ignited widespread controversy. Israel has compulsory military service, volgende paragraaf. After 2.5 years of carrying out a genocide in Gaza, large number of IDF troops are reportedly exhausted amid reports of thousands suffering from severe PTSD. The IDF is now fighting on multiple fronts. Ja, jy sal leef van jou swaard. Esau sal leef van sy swaard. Dit is die vloek wat op Esau rus. Hulle leef nie van landbou nie. Dit is wat die blanke doen. Kom ek lees verder. Shortly after launching the illegal and unprovoked war on Iran in late February, it also illegally invaded Lebanon to seize more land there. Want dit gaan oor die Greater Israel Project. Hezbollah forces have reportedly mounted fierce resistance and say they have destroyed 10 invading tanks in 2 ambushes. So dit gaan glad nie goed met die IDF nie, die Jode se weermag. En wat beteken, hulle moet baie strenger begin optree en nou van hierdie godsdienstige Jode begin draft. Nou so 2 jaar terug, toe ek 'n droomvisie hier vir julle neergesit. Toe sê ek het gesien dat dinge so ernstig sleg gaan met die Jode staat, dat hulle dit heeltemal teen die wet maak, om te praat teen die draft. So jy mag nie skryf teen die draft nie, jy mag nie praat teen die draft nie, geen media, geen sosiale media nie, en dat hulle jou letterlik teregstel, jy kry die doodstraf, as hulle jou vang, praat teen die draft. Nou ja, want hierdie IDF het gesê, die Jode weermag is op 'n punt, to collapse on itself. Wat beteken hulle moet die Amerikaanse seuns en dogters kry om te kom help veg? Want ek meen, die Jode het nou begin veg in Libanon, Iran, ja wel, is interessant dat hy nie kan hou by een oorlog nie. Hoekom nou Libanon by dit? Maar dit gaan daaroor dat in die chaos kan ons dalk nou nog grond steel. Dis eintlik waaroor dit gaan. En intussen tyd sit jy jou eie mense deur die worsmasjien en jy gaan die Amerikaanse soldate by hulle hare saamsleep, want hulle moet ten minste iewers 'n paar 100,000 instoot, wat 'n totale slagting sal wees teen Iran. Ag, daar's baie analiste wat dit sê. Maar boonbehalwe dit, is daar nog 'n ander stukkie nuus oor die Jode staat, wat vir jou wys, dit gaan nie glad nie so goed nie. Hier's 'n oulike, daar's 'n video, jy kan hom gaan kyk, en is op die nuus. It's time for them to act. Netanyahu calls on world leaders to join up with the US-Israel war on Iran. So, dit is nou, as jy die boelie op die speelgrond is, jy gaan slat daai ander oukie daar in die hoek, wat jou glad nie geplaat nie, maar jy gaan slat hom, en hy kom terug, en hy is eintlik 'n karate ou, en jy het dit nooit geweet nie, en hy slat jou bloed nie is. Nou gaan haal jy jou pelle, die ander boelies, jy gaan nou hulle haal. Nou sê hulle vir jou man, ons het gesien wat het daai ou met jou gedoen. Nou wil jy ons moet kom veg, is jy heeltemal gek. So, dis nou, ek sien nou Trompie sê dieselfde, NAVO moet nou kom help. Nee, waar's my bondgenote? Ja, dit is ouens wat niks uit die beplan nie.
Die plan is om die VSA totaal te verwoes. Hoor wat ek vir julle sê, hulle gaan dit net so doen. Nou is hier nog, Haaretz, nog 'n Joodse koerant. Israel and US running low on interceptors as Iran war drains stocks. UK think tank says. Hierdie think tanks het alles te doen met MI6 en MI5. Maak nie 'n fout nie. The Royal United Services Institute for Defense and Security warns that Israel has used most of its Arrow 2 and 3 interceptors while using THAAD missiles protecting Gulf allies are heavily depleted. So, the report highlighted the stark cost imbalance between Iran's cheap attacks and the extensive interceptors defending against them. Nou ja, dit is hoe dit gaan, maar daar is nou nog 'n ene wat ek gekry het, en dit is van France 24. Question over Israel's interceptor stockpiles as Mid-East war drags on. Right, volgende een, kom ons kyk. The Jerusalem Post, Israel scales back use of top missile interceptors as Iran barrages persist, sê die report. Stockpile concerns push the defense establishment to rely on less advanced systems with mixed results. Ja, so dit gaan glad nie goed nie. Hierdie oorlog wat 'n war of choice was, was eintlik nooit goed beplan nie. So hy het van die staanspoor af van 'n vrotfondasie af weggespring, en die Amerikaanse weermag het Trump gewaarsku, die CIA het hom gewaarsku, maar Trump het geluister na die Mossad en Bibi Netanyahu. En Bibi doen al hierdie oorloë, want as hy nie 'n oorlogskabinet het nie, gaan hulle hom toesluit vir bedrog, en ja, hy gaan alles verloor. So solank as wat hy die oorlogskabinet het, kan hulle hom nie veel doen nie. Maar daar's meer as net dit. Hierdie klomp radarstelsels en militêre basisse wat die Amerikaners daar gaan neersit het, wel, die verwoes die Iranese so stukkie by stukkie. In so 'n mate dat hulle toe sommer in die nag daai radarstelsels daar in Suid-Korea gaan afhaal het, wat aan die VSA behoort, en dit nou op 'n skip gelaai het, seker op 'n vliegtuig, om dit te vervoer daar na die Midde-Ooste toe, sodat hulle kan probeer om die Jodestaat genoeg waarskuwing te kan gee van die missiele wat inkom. Nou, maar wat help het jy die waarskuwing van die missiele en die drones wat inkom, en jy kan nie afskiet nie? Hierdie hele idee van ons gaan goedjies afskiet, is 'n leuen gewees van die begin af. Dit was 'n geldmaakleuen. Hierdie kontrakteurs wat kontrakteer vir die Amerikaanse weermag, ja, en hierdie groot tenders kry met hulle duur missiele. Kyk, die VSA se oorlogstoerusting is verskriklik duur as jy dit vergelyk met die Iranese. Hulle hardloop op $10,000 en $20,000 drones. En met hierdie, hulle noem dit asymmetric warfare, is die Iranese besig om te wen. So ja, Iran is 'n groot land, daar bly baie mense. Al het jy 500,000 Amerikaanse soldate, en al roep jy al 9 miljoen Jode op in die Joodse staat, gaan jy nog steeds die pak slaaf van jou lewe kry. En dit laat mense wonder, gaan die Jode 1 of 2 of 3 atoombomme gooi, want een gaan nie help nie, jy moet 'n hele paar gooi, en hoop dit werk. En dan gaan ons sien dat die Russe radikaal betrokke raak. So iets anders nou moet daar gebeur. Wat daar gaan gebeur, weet ek nie. En ek dink daar is 'n baie goeie kans dat hulle dalk sal oorgaan tot laser warfare of enigiets in daai rigting. Goed wat 'n mens nou nog nie gesien het nie. En die VSA en die Jode is desperaat. Nou, jy weet, benoude katte maak benoude spronge, né? En wat beteken, hulle gaan dalk goed doen wat 'n mens normaalweg nie behoort te doen nie. Die VSA wil nie erken hy het hierdie oorlog verloor nie. Hy het die oorlog verloor al in die eerste week, toe die radarstelsels afgeskiet is. En nou gaan Trump seuns offer vir sy ego en sy malligheid. En Bibi Netanyahu wil sy eie volksgenote offer. En soos ek sê, hulle gaan hierdie draadstelsel inbring. Ou maat, hulle gaan vir jou, hulle gaan jou fusileer, is die mooi woord, as jy nie wil saamwerk nie. Maar dit kom ook vir almal, die hele westerse wêreld, dit kom vir almal.